Baie welkom liewe vriende vanmôre by ons Sondag-erediens van Uit die Woord Digitaal. Dis vir my 'n wonderlike voorreg om saam met jou vanmôre rondom die Here se woord stil te kan word en om die Here ons God te aanbid, te dien en te eer. Sy woord is die waarheid, dis die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. En vanmôre het ek en jy die geleentheid om te luister na wat die Here van ons vra deur sy woord. Dankie dat jy vanmôre hier by ons inskakel. As jy vanmôre die heel eerste keer hier by ons is, glo ons dat jy ook baie tuis by ons sal wees. Mag die Here ook vir jou ryklik seën. Gaan hou asseblief aan ons kanaal, gooi vir ons 'n duimpie daar, skryf vir ons 'n boodskapie daar onder die comments afdeling. Dis vir ons altyd lekker om van mense reg oor die wêreld te hoor en ook julle kommentaar te hoor. Dankie dat jy dit gaan doen vanmôre. Uit die Woord Digitaal is ook 'n onafhanklike platform wat die woord van God reg oor die wêreld stuur elke dag. En ons doen dit deur ons WhatsApp groepe. Sluit gerus ook aan by ons WhatsApp groepe. Dit is gratis en dan ontvang jy elke dag 'n oggendoordenkings om jou dag reg mee te begin. Hier op die skerm is die nommer waarheen jy jou besonderhede kan stuur. Indien jy aan geen kerk behoort nie, kan jy ook aansluit by ons digitale kerk. Laat weet vir ons al jou inligting op hierdie nommer en ons stuur vir jou die inligting hoe om betrokke te raak by ons digitale kerk. Ons wil baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies om ons kanaal in stand te hou. Elke donasie en elke skenking gebruik ons om die evangelie op te neem, uit te dra, uit te stuur die wêreld in. Maar ons deel ook uit in diens van barmhartigheid en ook in bejaardesorg. Dankie vir jou skenking wat dit vir ons moontlik maak. Ons waardeer dit. Liewe vriende, nou op hierdie pragtige oggend is dit ons wonderlike voorreg om stil te kan word aan die voete van Jesus. En my bede is dat die Here deur die werk van die Heilige Gees ook jou hart sal open vir sy woord en vir jou ook vanmôre sal seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend so saam rondom u woord te kan wees, om u te aanbid, te loof en te prys as ons Here, ons God en Koning. Dankie dat u deur die Bybel met ons praat, om u wil aan ons bekend te maak. Wil u vanmôre ons harte open vir u woord en deur die kragtige werk van u Heilige Gees hierdie kosbare boodskap in ons harte en in ons lewens bevestig. Dankie vir elkeen wat by ons inskakel vanmôre, bind ons saam in die band van liefde. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, in hierdie pragtige oggend praat ons oor 'n tema wat elkeen van ons raak. Daar is nie een mens in hierdie wêreld wat sonder bekommernisse en sonder stres in hierdie wêreld lewe nie. Party mense hanteer dalk bekommernisse baie maklik en hulle gaan maklik daardeur. En dit beïnvloed dalk nie hulle lewe baie groot nie. Maar ander mense sukkel om bekommernisse te hanteer en dan beteken dit dat daardie bekommernisse werklik vir hulle soos 'n berg is en hulle weet nie hoe hulle dit gaan hanteer nie. Hulle sien nie kans vir die lewe nie en dan val hulle in 'n diep donker gat en hulle dink hulle kan nie weer daar uitkom nie. Elke mens op aarde het bekommernisse in sy of haar lewe. Jy dalk vanmôre bekommernisse oor jou finansies wat nie klop nie. Jy weet dalk nie waar die volgende ete vandaan gaan kom. Of hoe jy jou huis hierdie maand gaan betaal nie. Die skoolgeld is geweldig duur. Of daar is universiteitsgelde vir jou kind. Finansies is vir baie mense 'n groot bekommernis en 'n baie groot probleem. Maar daar is dalk huweliksprobleme of gesinsprobleme in jou lewe. En jy weet nie hoe jy hierdie dinge gaan hanteer nie. Jy het dalk probleme by jou werk. Jy het dalk 'n baas wat baie onredelik is met jou. Bekommernisse, liewe vriende, is deel van hierdie aardse bestaan. En dit veroorsaak dat daar baie groot druk op ons as mense is. Ons noem dit ook stres. Party mense kan stres maklik hanteer
Hulle het dalk 'n baie hoë hanteringsdrempel vir stres, maar ander mense kan dit net nie hanteer nie en hulle kry 'n totale senuwee ineenstorting en hulle kan die kleinste dingetjie nie in hulle lewe hanteer nie en alles raak hulle in 'n uitermate groot manier wat dalk nie eers regtig so erg is nie. En nou is die vraag vanmôre, wat moet ek en jy doen? Want dit is nie lekker om vir ons heeltyd met 'n knop op die maag rond te loop of om te voel my borskas druk vas, ek kan nie asemhaal as gevolg van probleme of bekommernisse of stres in my lewe nie. Wat moet ons doen as kinders van die Here om hierdie dinge te hanteer? Nou stres het soms baie negatiewe gevolge op 'n mens. Jy voel dalk nie net fisies bedruk nie, maar dit kan ook baie groot gesondheidsprobleme in jou lewe veroorsaak. Ons weet dat baie kankersoorte veroorsaak word deur 'n hoë vlak van spanning waarin jy gedurig deur blootgestel word. Of dit raak dalk jou verhoudings en persoonlike lewe so dat jy almal net afjak en baie ongeskik is met alle mense. Maar my liewe broeder en suster, bekommernisse en stres mag nie jou lewe so beïnvloed dat dit jou lewensvreugde steel nie. Die Bybel het vanmôre vir ons 'n antwoord. Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus hoofstuk 5. Nou daarvan wil ek vanmôre vir ons net 2 verse lees. En kom ons gaan luister watter raad die Bybel vir ons gee hieroor. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Liewe vriende, hierdie is woorde wat Petrus, 'n disipel van Jesus Christus, vir ons as Christene kom deurgee. Ons moet nie dink dat die Bybelse mense nie stres in hulle lewe gehad het nie, dat hulle geen probleme gehad het nie. Inteendeel, hulle het baie probleme beleef, ander tipe probleme as ons. Hulle moes dikwels vlug vir hulle geloof. Hulle is bespot en gemartel en in tronke gegooi. Hulle moes baie keer vlug vir hulle eie lewens. Hulle moes swaar kry beleef in lyding en moeilike omstandighede. Maar my broeder en suster, daardie dinge kan nie veroorsaak dat ek en jy nie meer ons lewensvreugde in die Here het nie. Ons mag nie toelaat dat dinge soos bekommernisse en probleme en al hierdie krisisse en stres in my lewe my so angstig en vreesagtig maak dat ek daarvan begin siek word, of dat my lewensvreugde gesteel is en dat ek nooit eers meer 'n glimlag gee of mense vriendelik kan behandel nie. Petrus kom vanmôre en hy praat met Christene en hy sê, wat moet ons in die eerste plek doen? Hy sê hier in vers 6, verneder julle onder die kragtige hand van God. Hoekom? Want God is die een wat al die krag en mag in sy hand het. En as ek en jy onsself voor hom gaan verootmoedig of verneder en besef dat hy die een is wat ons kan help, dan sal hy dit ook doen. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En dan gaan Petrus verder in vers 7 en sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. God wil jou laste dra. Jesus Christus het aarde toe gekom, juis ook vir jou laste en jou probleme en jou bekommernisse en jou stres en jou krisisse. Hy wil hê dat jy dit na hom toe moet bring. Daar in die bergpredikasie in Matteus hoofstuk 6, kom die Here Jesus en sê, waarom bekommer julle oor klere en oor kos en waarom sê julle, wat sal ons vandag eet en wat sal ons aantrek? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Maar Jesus kom en sê, wat moet julle eerder doen? Soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, sê Matteus 6 vers 33, en God sal vir julle al hierdie dinge byvoeg. Ons hoef ons nie te bekommer oor al die dinge van die wêreld nie. Moenie dat dit vir jou 'n knop op jou maag gee en vrees in jou lewe aanwakker nie. Die duiwel lewe op vrees van mense.
Dis 'n manier van hom om jou in jouself te laat twyfel en in jou geloof te laat twyfel. Moenie vir hom die vatplek gee nie. Paulus kom ook daar in Filippense 4 vers 6 en sê, wees oor niks besorg nie, maar maak julle begeertes met danksegging aan God bekend. Vertel vir die Here van jou probleme, van jou bekommernisse, van jou hartseer, jou pyn. Vertel vir Jesus van jou stres. Hy wil dit vir jou dra. Hy het juis gekom om hierdie geweldige las wat op jou skouers is, van jou af te neem. Sy las is lig. Hy wil dit vir jou dra en hy wil hê dat jy hom daarmee moet vertrou. Nou liewe vriende, in hierdie wêreld is daar baie dinge wat ons te neergedruk maak en wat regtig vir ons die lewe so onaangenaam maak. Moenie jouself ontstel deur klein goedjies van hierdie wêreld nie. En selfs al is daar groot dinge in die wêreld wat jou bedruk maak en wat vir jou bekommerd maak en stresvol maak, gee dit oor vir Jesus. Petrus sê in ons teks, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie groot wonderlike God wat ek en jy aanbid, is ons Here, wat nie wil hê dat jy met 'n suur gesig in hierdie wêreld moet rondloop en bedruktheid elke dag en met 'n swaar hart nie. Hy wil hê jy moet die lewe geniet, dat jy met blydskap en vreugde sal lewe. Daarom sê Paulus ook in Filippense 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En dit skryf Paulus vanuit die tronk aan die gemeente van Filippi. Hy het baie rede gehad om stresvol te wees in sy lewe. Hier sit hy in 'n tronk in 'n donker sel, dis nie lekker nie, maar wat doen hy? Hy sê vir die kinders van die Here, verbly julle in die Here. Wees oor niks besorg nie. Werp al julle bekommernisse op hom, hy sorg vir julle. Nou ek en jy moet aan die voete van Jesus, ons heiland, kom sit. Hy wat ons laste wil dra. Hy wil vir jou 'n hart vol vrede gee en 'n lewe vol vrede. Moenie jou ontstel oor wêreldse mense en oor die dinge van die wêreld nie. Vra God om sy vrede aan jou te kom gee. Laat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag hou. Dit sê Paulus ook in die boek van Filippense. Daarom wil ek jou uitnooi vanmôre, liewe vriende, kom met alles wat jou pla, met jou bekommernisse, met jou pyn, met jou gesondheidsprobleme, met jou nood, met dit wat hier diep in die hart vir jou 'n groot las is. Gee dit vir Jesus. Gee dit oor aan hom. Hy vertroos. Hy gee oorwinning. Hy gee vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. En hy wil hê dat jy 'n lewe van oorwinning sal leef. Vertrou hom. Glo in hom. Gee jou lewe aan hom oor. Hy sal sorg. Wat 'n wonderlike boodskap. Kom ek en jy maak dit ons eie vandag en ons gaan lewe so met blymoedige harte elke dag tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie pragtige boodskap kon hoor vanuit u woord. Dankie dat u ons laste kom dra. Dat u ons kom uitnooi om met alles en al ons probleme en krisisse na u toe te kom. U kom nooi ons uit, dat ons al ons bekommernisse op u moet kom neerwerp. U sal dit vir ons kom hanteer. Dankie vir die vrede wat u kom bring het in Jesus ons Here. Ons bid vanmôre vir talle mense wat deur moeilike omstandighede gaan en bekommernisse het en stresvol is. Here, lig daardie dinge van hulle lewe af. Gee u goddelike vrede oor hulle. Oorspoel hulle met u vrede en liefde en genade en laat hulle die lewe geniet, die oë gefestig op Jesus ons Here. Seën ook vir ons die komende week en dit wat ons elke dag gaan doen. Neem ons by die hand, lei vir ons en vul ons harte met u vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir u seën. As die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.